kom vanmôre na U toe, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Yes. Dis wonderlik om hier by mekaar te kan wees met die boeties en sissies. En wanneer ons 'n lofsang sing tot eer van U, Here, dan word ons opgetel, Here, ons word gestig, Here, deur U grootheid. Yes. Elke dag, Here, as ons om ons rond kyk, Here, dan sien ons U grootheid. Ons sien in die natuur U almag. Ons sien watter groot God ons dien, Here. Yes. En dis wonderlik om te kan weet, Here. Dis wonderlik om te kan weet dat die koning van die heelal is my Papa. Yes. Dis so awesome om te kan weet, Here. Dis so wonderlik om te kan weet, Here, dat U in Maleagi gesê het, U die mens gemaak omdat U 'n geslag van God gesoek het, Here. Yes. En dis wonderlik, want dan weet ek, Here, daar is adelbloed wat in my are vloei, want ek is 'n koningskind, Here. Ek wil U eer vanmôre, ek wil U prys en ek wil U loof vanmôre, Here, vir hierdie oggend, o Vader. Ek wil bid, o Heilige Gees, kom praat met ons vanmôre, Here. Dat ons nie 'n prediker sal hoor nie, maar dat ons U sal hoor en dit wat U wil sê, Here. Ek bid dit vanoggend in Jesus se wonderlike naam en ek sê vir U dankie daarvoor. Amen. Amen. Mooi, gee die Here 'n lieflike hande klap in. Sê vir jou langs, nou voel ek baie beter. Baie beter. En dan kan jy jou sitplek neem in. Die woord van die Here. Is jy reg vir dit? Hoogste gesag. Opgeteken Johannes die 6de hoofstuk. Baie bekend. Ek weet nie hoe ver gaan ek kom nie, want daar is soveel, en ek het al daaroor gepraat, en ek moes vanmôre terugkom daarna toe. Johannes die 6de hoofstuk, die vermeerdering van die brode. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim, en daar met sy disippels gaan sit, en die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan, en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? En Jesus sê, laat die mense gaan sit, en daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse, soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Toe die mens Net so ver. Gaan gou vir my terug na die 3de. Ek wil, kan ek gemaklik praat? Sonder om nou, kan ek. Die Bybel skryf, daar was 5000 mans, en dit het ek nou al vir julle verduidelik, dat 5000 mans, 5000 vrouens, en sommige van hulle het 2, 3 vrouens gehad. En dan het elke vrou 1 plus kind gehad. So minimum mense wat daar was plus minus 15000 mense. Die Bybel skryf, hy sê, en daar was 'n menigte van mense wat na Jesus toe gekom het oor die wonderwerke wat hy gedoen het vir die siekes. Wat beteken, daar was 'n groep mense wat Jesus bedien het,
om al die siekes te genees. En dan gebeur dit dat Jesus by 'n plek kom, soos enige mens. As jy dit is, ek moet net wegkom, dis net te veel. Het jy al tussen mense gekuier en dan voel net vir jou, dit raak nou wil ek van my kop afraak. Ek moet net, en dan sê ek, sal jy my verskoon, en jy dink 'n verskoning uit, en as jy in die kar maar sê, ag, dankie tog, vir die vrede. Het jy al so ervaring gehad? Jou eie familie raak vir jou te veel. Julle weet nou net waarvan ek praat. En Jesus kom by so 'n plek waar, en toe hy geleentheid kry, toe sê vir sy disippels, kom ons gaan na die berg toe. Kom net weg. En Jesus' hele gedagte was, ek wil net saam met die disippels ontspan. En die Bybel skryf, as jy terwyl Jesus op die berg, toe slaan hy sy oë op. En hy sien hier is 'n skaar mense wat op pad is. En nou sê dit een ding, dat Jesus het een ding besef, dat daai skare het nou gegroei. En nou is hulle op pad hier na ons, na die berg toe. En Jesus weet, hulle was al die hele dag daar, en hulle het nog nie geëet nie. Dis vrouens, dis kinders wat honger is. En nou draai Jesus na die disippels toe, en gee gou vir my die volgende vers. En is duidelik, ek het gewonder, hoekom is hierdie vers hier in? Hoekom het Johannes geskrywe, en die Pasga, die fees van die Jode, was naby? Hoekom was dit so belangrik vir hom? Nou, ek gaan nie vanmôre daarop ingaan nie. Volgende vers. En toe Jesus aan sy oë opslaan, sien hy hierdie groot menigte. En hy sê vir Filippus, luister, wat sê Jesus? Waar vandaan? Hier is te veel hande vir my, vir julle. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan by dit. Jesus sien die mense, plus minus 15,000. Hy sien die behoefte, hulle is honger. En Jesus sê vir Filippus, waar vandaan sal ons brood koop? Maar Here, het U nie gesê, U is die brood van die lewe nie? En nou is U die een wat vra, waar vandaan gaan ons brood koop? Sodat hierdie mense kan eet. Stop. Het jy al op 'n plek gekom waar jy gevoel het jou bordjie is leeg? Jy het nie eens 'n brood nie. Ek praat geestelik. Waar jy raad gee, waar jy bid, waar jy bedien, en hoe meer jy brood uitdeel, hoe leeg is die bord waaruit jy moet bedien. En jy kom by 'n plek waar jy vir jouself sê, waar, ouens, ons is praktiese mense. Het is maklik vir iemand om vir jou te sê, bid. Het is maklik vir iemand vir jou te sê, lees jou Bybel. Het is maklik vir iemand om te sê, hey,
Wie is gewoonlik die ouens wat die maklikste sê? Die ou wat die bakkery het. En jy wat by die bakkery moet kom koop. En jy het nie eers geld nie. Is hy die ou wat jou vertel? Jette, ek voel die Heilige Gees praat met iemand. Here, ek het self nie. Ek wil jy moet sien wie vra die vraag. Dis Jesus, nie die disippels nie. Hoekom het dit nie die disippels geplan nie? Want hulle het nog altyd vertrou die Here sal 'n plan maak. En nou kom Jesus na hulle toe en Jesus sê vir hulle, waar gaan ons brood koop? Wat maak jy as daar nie eers 'n winkel naby jou is nie? Kom nou. Jy's alleen. Daar's niks. Daar's nie 'n diens nie, daar is niks want jy kan gaan nie in. Jou bord is leeg en jy die laaste uitgedeel. En die hande reik uit na jou en sê, gee, 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 gee. En ek het nie om te gee nie. En Jesus sê vir hulle, waar? Dis nie 'n winkel nie, is niks. Ek gaan dit nou vir jou wys. Volgende vers. Hy het geweet wat hy gaan doen. Stop. Hierdie is baie belangrik. Jesus het geweet. Toe hy vra, waar gaan ons brood koop? Het hy geweet daar is nêrens nou 'n winkel waartoe hierdie disippels kan gaan om brood te gaan koop nie. En tog het hy geweet, hier's iets wat ek gaan doen. Wat hierdie mense, hulle kom omdat hulle bewonder was oor die siekes wat Jesus genees het. So hy kon nie hier weer siekes gesond maak nie, want dit het hulle klaar gesien. Wat beteken Jesus kan nie opstaan en sê, weet julle wat is my plan gewees? Ek gaan nou weer vir hulle bid, die blindes, ek gaan weer vir die siekes bid, ek gaan weer my hand op hulle lê, ek gaan hulle seën, ek gaan... Want skielik het die behoefte verander. Dit gaan nie nou oor siekes nie. Dit gaan oor die mense wat honger is. En die Bybel sê, Jesus het geweet. Hy gaan hier 'n demonstrasie doen. Wat die disippels, wat hierdie mense, gaan laat verbaas dat wat groter is as dit wat hy nou gedoen het. Want hy kan nie weer dieselfde doen nie. Hy gaan hier 'n wonderwerk doen. Wat almal sal laat praat. Groter as waaroor hulle nou net gepraat het. Volgende skrif. Filippus antwoord op. En ek wil jy moet iets raak sien. Die disipel antwoord hom. Hy sê, Here, 200 pennings. Die pennings was van silwer gemaak.
En as jy 200 pennings se silwer in gewig teenoor geld gaan opweeg, was dit in vandag se tyd so 19.800 rand. En Filippus sê vir Jesus, al vat ons 19.800 rand, en ons gaan koop brood, en ons gaan koop vis, is dit te min om hierdie 15.000 mense te laat eet. Dink bietjie aan 'n troue, wat kos dit 'n paartjie vir onthaal om 40 mense te onthaal? Dan is 19.000 rand niks. En hier is 15.000 wat moet eet. En dan wil ek hê jy moet iets hoor. Ek lees nêrens in die Bybel dat die Bybelskrywer hy sê, en Jesus het geweet daar is 'n seentjie in die gehoor wat 2 visse en 5 brode het nie. Ek lees dit nêrens nie. Ek lees Jesus het sy eie plan gehad. En Filippus sê vir hom, ek het 19.800 rand. Dit help nie as ons gaan koop brood nie. Almal gaan nie 'n stukkie brood kry om te eet nie. En dan die volgende vers. Andreas kom na Jesus toe. Hy sê, meester, ek het 'n seentjie gekry met 'n kosblik. En hy het 5 brode en hy het 2 visse. Was die 5 brode en die 2 visse Jesus se plan? Voordat Jesus geweet het van die seentjie, sê die Bybel, en hy het geweet wat hy gaan doen. Kon dit wees dat Jesus die hemel sou laat oopgaan, dat daar weer vars manna uit die hemel val? Was dit dalk sy plan? Kom nou. Onthou julle toe die disippels op die boot is en hulle vang vis en hulle klim van die boot af, skryf die Bybel in toe hulle op die strand kom. Toe het Jesus vis vir hulle gaar gemaak om te eet. Waar het die vis vandaan gekom wat Jesus gaar gemaak het? Hy het nie 'n visstok gehad nie, hy het nie 'n net gehad nie. Disippels vang daar vis, maar toe hulle afkom, toe staan Jesus en hy het vir hulle vis gaar gemaak. Ek is die skepper van julle wat swem in hierdie see. En ek beveel jou nou, spring uit die water uit in my arms in. My plan. Ek sal uit my skepping gaan haal wat aan my behoort, sonder om toestemming te vra, maar om te beveel. Ek weet dis ver bo kan jou denke wat ek nou praat, maar los dit daar. As jy in die gees is, verstaan jy wat ek nou sê. Kan dit wees dat Jesus se plan saam met die manna wat val, laat die vis. Pastoor, hoe sal dit gebeur? Ek weet nie. Al wat ek weet in die Ou Testament lees ek, toe 'n man honger het en hy's weg van alles af, toe stuur God kraaie om vir hom kos te bring. Sou dit dalk weer Samuel, dis diep. Verstaan nie kom ek sê ek praat met baie mense oor niks, want hulle stem nie met my saam nie, hulle. Jesus sê, ek het 'n plan gehad vir dit. En dan kom Andreas en hy sê, Here,
Hier's 'n seentjie met 'n kosblik en hy het 5 brode en 'n kan dit wees dat Jesus in daai oomblik na die disippels kyk, sê jy het 19.500? As daar 'n winkel was, sou jy nou gegaan het. Maar omdat daar nie 'n winkel is, nou kan jy nie gaan nie. Nou sit jy nog steeds met jou geld. Jou plan is, geld sal kos koop. Ja, ons het 5 brode, 2 visse. Is dit julle antwoord? Is dit... Hy vra vir hulle, waarvandaan sal ons brood kry? Vir 15.000 mense, nie vir 'n seentjie nie. Want 5 broodjies en 2 visse was vir 'n seentjie se lunch, wat sy ma vir hom ingepak het. My plan is groter, my plan is... En nou kom, die een sê, ons het geld as ons net 'n winkel kan kry. Hierdie een sê, ons het 5 broodjies, 2 visse, en wat hulle sê, Here, ons het ons eie plan. U moet nou ons plan gebruik en vir ons 'n wonderwerk doen met ons plan wat ons het. En net daar, ek lees nêrens dat Jesus moet hulle argumenteer nie. Ek lees nêrens dat Jesus wil sê, weet julle wat, hoekom het julle nie vir my gevra, wat is my plan nie, voordat julle begin planne maak het vir my. Hoekom het julle nie? Maar toe krap jy in jou sak en jy sê, ek het 'n paar sente, Here, asseblief vermeerder net die sente, en die ander een sê, Here, maar ek het daarom 'n broodjie, vermeerder dit tog net vir my, en nee. En niemand sê, Here, wat is u groot plan agter alles, nee? Ek wil vanmôre vir iemand sê, God het 'n groter plan, hoor. God het 'n groter plan. En Jesus sê vir my, die Bybel sê hy het gebid, sy sit in groepe van 50-50, vat die brood en ek wil hê jy moet iets hoor. As die 12 disippels staan voor Jesus, wat beteken hy moes elke broodjie plus minus in die helfte gebreek het. Bietjie kleiner, want hy moes nog vir die 11de en die 12de een ook gegee het. Hy 2 sardien. Weet jy hoe groot is 'n sardienvisie? Het jy al 'n blikkie sardiens gekoop en dan lê hulle die sardientjies daarin en dan gooi hulle tomatiesous daaroor? Hy het 2 sardientjies. En Jesus moet daai sardientjies 6 stukke uit elke sardientjie uitbreek, om vir die disippels elkeen 'n stukkie te gee. En nou staan die disipel met 'n stukkie brood, 'n halwe stukkie brood en 'n stukkie vis. En Jesus sê, gaan deel dit uit. Hierdie gaan nie my wonderwerk wees nie, hierdie is jou wonderwerk. En jy gaan dit uitvind wanneer jy wegloop. Onthou julle die 10 malaatses? Toe hulle voor Jesus staan en sê, Heer, en die Here sê, gaan toon julle aan die priesters, en die Bybel sê, op pad na die hoëpriester, toe kom hulle agtermaal is gesond, en die een draai om, en hy kom terug en sê, Heer, ek wil nie dankie sê, nie sê, maar waar is die ander 9?
Hulle het nie daar. Hulle wonderwerk het gebeur terwyl dat hulle dit gaan tyd vat. En dan lees ons hoe deel hulle die vis uit en almal sit en eet en nadat hulle klaar geëet het. Toe loop die disippels en hulle tel 12 mandjies vol. My vraag is, waar het hulle die mandjies vandaan gekry? Ek gee vanmôre heeltemal die mekaar maak. Ek voel ek moet my lieweste mens bly met menslike denkergings anders te gaan. Jy vanmôre heeltemal verdwaal en verward huis toe gaan en sê, waar die 12 mandjies vandaan gekom? Want ek lees nêrens hulle daar met 12 mandjies aangekom nie. Ek lees nêrens hulle 12 mandjies na die berg toe gevat nie. Maar toe die mense klaar geëet het, toe is daar 12 mandjies en hulle tel dit nog vol vis en brood op. Stop. Hier is 'n geweldige uitdaging. Hier is 'n geweldige uitdaging. As die wonderwerk met die stukkie brood wat ek gekry het en die stukkie vis wat ek gekry het 12 mandjies vol maak. Wat sou nie gebeur het as Jesus sy plan tot uitvoer gebring het nie? Sonder die 5 brode, sonder die geld. En gesê het, ek is die seun van God. Ek gaan die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ek wou jou nou in die geestesdimensie invat oor wat ek dink sou gebeur het, maar ek gaan dit liewerste daar los, want ek gaan dit jy verdwaal. Wat wil die Heilige Gees vanmôre vir jou sê? Moenie probeer om God te beperk met die bietjie wat jy het nie. God is groter as dit. Hy sal dit gebruik ter wille van jou. Maar sonder dit het God 'n groter plan as wat jy ooit in jou lewe kan dink. Steek net jou hande neer en sê, Here, laat my U vertrou vir U plan wat U het vir my lewe. Halleluja! Die Heilige Gees, ek moet vir jou sê, jy staan nog al die tyd in God se pad om te doen wat God wil doen. Want jy wil hê God moet gebruik dit wat jy het. En die Here sê vanmôre vir jou, dit wat jy het, stel hy nie in belang nie. Hy het sy eie plan wat hy tot uitvoer wil bring ter wille van jou. En die skare was by hom oor die siekes wat hy gesond gemaak het. Maar ek het 'n plan vir julle behoeftes. En my plan wat ek het, behoort 1000 vee op berge nie aan my nie. Matteus, let op die lelies van die veld, hulle arbei nie en hulle spin nie, en tog
word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop. En tog is julle belangriker as hulle almal. En dan praat Jesus tydelik, julle tydelik. Brood is tydelik, vis is tydelik. Wat Jesus sê, ek het 'n goddelike plan. Verboek. Waarom vrees jy? As God sê groter, is my beplanning as wat jy ooit kon gedink het. Kom ons sluit ons oë. Vader, my siel is in verrukking. My gees is in verrukking. Gee dat ek U nooit sal pla met my 5 broodjies en my 2 vissies nie. Maar Here, dat ek op 'n plek sal kom waar ek sal sê, laat U wil geskied. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, dat ons sal weet, daar's 12 mandjies wat wag, omdat God op die toneel gaan verskyn. Dat dit so wees. Ek vra dit in die naam van Jesus. Ek sê weer dankie daarvoor. Gee net 'n lieflike hande klap. Is die woord